Mense, Japie hier so. Ek wil aangaan met hoofstuk 15 vanaand. Ons beweeg aan met Openbaring sien ek, ons vorder goed. Ons is nou by hoofstuk 15, so na dit is daar 7 hoofstukke oor. En kom ons kyk nou gou na hoofstuk 15, is 'n kort hoofstuk. Prelude to the bowl judgments. Sover ek weet, hierdie oordeele is stem nogal ooreen met die vorige oordeele ook. En as daar 'n ooreenkoms is, sal mense daarna verwys. Sal ek daarna verwys. Maar kom ons kyk wat dit hier gebeur. Then I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them the wrath of Yahuwah is complete. Nou, sien hier so 7 verwys na volledigheid, presies wat hierdie vers ook sê aan die einde. Jammer. Openbaring handel oor die volledige oordeel oor Juda en dan later oor Rome. Johannes gebruik die woorde 7 engele en 7 plaae 3 keer in hierdie hoofstuk. Hy beklemtoon aan sy gehoor dat die toren wat die vervolgers van die gelowiges toekom, binnekort tot 'n volledige en perfekte einde sal kom. Ja, 7, soos hierdie vers ook sê, beteken volledigheid. Dit beteken die volledige oordeele van Jahoua vind plaas. Dis hoekom jy hoor van 7 plaae, 7 bowls en sovoorts. Daar's baie 7's in Openbaring wat te doen het met die oordeele en soos ek sê, dit is volledigheid. Dit is 'n volledige oordeel van Juda, die finale oordeel van Juda. Net soos wat die 10,5 stamme geoordeel was, volledig geoordeel was en eerste geoordeel was, so is Juda hierso volledig geoordeel. Hulle het 'n kort tydjie in ballingskap weggevoer 70 jaar na Babylon toe, omdat hulle afgedwaal het, maar toe het Jahoua hulle laat terugkom na hulle land toe, maar toe het hulle weer afgedwaal, en hierdie is nou die finale oordeel oor hulle. En dis die vervulling van Openbaring ook, mense. Dit handel oor Israel spesifiek. Dit handel nie oor die wêreld nie. Die Bybel handel nie oor die wêreld nie. Die Bybel se fokus is op Israel, dit is op Adam en sy nageslag. Dis waaroor die Bybel gaan. Nêrens in die Bybel gaan dit oor die hele wêreld. Dit gaan oor Israel, en as dit nie met Israel te doen het nie, dan is dit nie in die Bybel nie. As ander nasies 'n invloed het op Israel, of iets te doen het met hulle, of met Adam se geslag, dan word dit opgeskryf, of dan sal jy daarvan sien in die Bybel. Andersins is dit nie in die Bybel nie. Net soos Openbaring handel net oor Juda en Rome, wat ook toegeoordeel word, want hulle het die owerspelige verhouding gehad met Juda. And I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image and over his mark, and over the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of Elohim. Die regverdiges en getroue heiliges, wat tussen die dood en opstanding van Yahushua en 71 CE of na Christus gesterf het, so dis tussen 33 en 71 na Christus, wat nie deel was van die first fruits, is opgewek as deel van die koringoes, en word hierna verwys in die koninkryk van die hemel. Dit was diegene wat hulle lewens nie lief gehad het tot die dood toe nie, wat in hoofstuk 12 genoem word. They sing the song of Moses, the servant of Yahuwah, and the song of the Lamb, saying, hoe het hulle oorwin? Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Hulle het volhard tot die einde toe, sonder om die knie te buig vir Rome se afgoderry. Ja, hulle het volhard tot die einde toe in die gebooie, né? Hulle het nie afgedwaal van die gebooie nie. Lucifer kon nie hulle kry om kompromieë aan te gaan nie. Lucifer kon dit nie regkry dat hierdie mense die gebooie verbreek nie. Al was hulle gevretten dat hulle gedoodgemaak sou word, het hulle nog steeds nie die knie gebuig nie. En dit is hoe ons ook moet wees, mense. Jy moet so volhard in jou hoogste gebooie, dat jy met die fret van dood nie eers die krieg sal buig nie, dat jy nie eers dan
die gebooie sal verbreek nie. Great and marvelous are your works, Yahuwah Elohim Almighty. Just and true are your ways, O King of Saints. Nou ons sien mos Openbaring 12 vers 17 en Openbaring 14 vers 12 sê dat 'n saint is hulle wat die gebooie onderhou van Yahuwah deur geloof in Yahushua. En hier sê dit dat Yahushua is net die koning van die gesaints, van hulle wat die gebooie onderhou deur geloof in Yahushua. As jy nie die gebooie onderhou nie, dan behoort jy nie aan Yahuwah nie, en dan is hy nie jou koning nie. Want jy wil dan nie doen wat hy sê nie. As jy nie wil doen wat die koning sê nie, dan is hy nie jou koning nie. Dan is Satan jou koning. So jy moet kies watter een gaan oor jou regeer. Gaan Yahuwah oor jou regeer of gaan Satan oor jou regeer? En as jy wetteloos wil leef, dan wys jy deur jou werke dat Satan is jou koning. Want jy doen sy wil. Maar as jy Yahuwah as jou koning het, dan gaan jy mos doen wat hy gesê het, en hy het gesê jy moet die gebooie onderhou. Who shall not fear you, O Yahuwah, and glorify your name, for you alone are set apart. For all nations shall come and worship before you, for your judgments have been manifested. Ja, Yahuwah is set apart, en ons moet net soos hy apart ook wees. Apartheid is goed. Ons skepper is apart, en net soos hy moet ons ook apart wees van die ander nasies. After these things I looked and beheld the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. Ek wil net noem ook hierdie apartheid en apart wees. Dit is die hoofrede hoekom hierdie na Israel, wat Ephraim en Juda so geoordeel het, want hulle het begin meng met die ander nasies, en sodoende het hulle begin die afgode aanbid, en fisies meng met die ander nasies, want seks was deel van die ander nasies se aanbidding, né? Hulle het die tempelprostituie gehad. En so het Lucifer hierdie Israel ingetrek by paganism in, deur seks. En dis hoekom Yahuwah se oordeel was grootendeels omdat hulle gemeng het met die ander nasies, fisies en geestelik. Josephus, The Wars of the Jews 5:6-3. Josephus teken aan dat die deure van die tempel wonderbaarlik van saf oopgaan in 66 na Christus, net voor die begin van die 7 plae. Boonop in die oostelike poort van die binneste hof van die tempel, wat van koper was en geweldig swaar was, en met moeite deur 20 mans gesluit is, en op 'n basis met yster gerus het, en buite gehad het wat baie diep in die stewige vloer vasgemaak was, wat daarvan een hele klip gemaak was. Gesien hoe dit van self oopmaak, omtrent die 6de uur van die nag. Hierdie was natuurlik ook, het staan nie hier nie, maar die priesters het geweet, dit is 'n teken dat die tempel gaan verwoes word. Hierdie oopmaak van hierdie swaar deur wat mense nie kan oopmaak nie, 20 mans saam moet hierdie deur toemaak, dis hoe groot dit is. En Yahuwah het hom oopgemaak om te wys, die tyd het gekom vir hierdie tempel om vernietig te word. En daar is half 'n konnotasie met die hemelse tempel, wat hiervan praat. After these things I looked and beheld the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. Hier sien ons die tempel word oopgemaak in die hemel, maar fisies op die aarde was daardie tempel se deur ook oopgemaak. Dis soos 'n spieelbeeld van wat in die hemel gebeur het. Interessant, né? Dat dit dieselfde gebeur het. And out of the temple came the 7 angels, having the 7 plagues, clothed in pure bright linen, and having the chest girded with golden bands. In Daniel 10 verse 6, the prophet is visited by an angel. This angel is said to have a voice like that of a multitude. Dis maar net hoe engele klink, partykeer klink hulle soos 'n klomp mense saam wat praat. Jesaja 6 vers 9-12. And he said, Go and tell this people, hear you indeed, but understand not, and see you indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart,
and turn again and be healed. Hierdie turn again beteken draai terug na die gebooie toe. Then said I, Master, how long? And he answered, until cities be wasted without inhabitant, and houses without man, and the land become utterly waste. And Yahuwah may have removed men far away. Hy verwys na Israel hierso, in Judah. And the forsaken places be many in the midst of the land. Ja, hierdie profesie het net so vervul in die dae van die Jerusalem se vernietiging en Juda se oordeel. Dit het net so vervul daar. En dis hoekom Jehoshua hierna hierdie profesie verwys in Matteus 13 vers 13 tot 14, want hy sê eintlik hierso vir sy disippels dat hierdie hele profesie gaan vervul in hulle generasie. Met die mense met wie hy praat elke dag daarso tydens sy ministry, sy bediening. Daardie mense gaan dit beleef. Daardie mense gaan al hierdie goeters deurgaan wat hiervan gepraat word in Jesaja. Hierdie is ons Jesaja 6 vers 9 tot 12. In Matteus 13 sê Joshua, therefore speak I to them in parables, because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Sien julle, Joshua wys spesifiek na hierdie Jesaja 6, wat presies net so sê hierso, dat die mense hoor maar hulle hoor nie, hulle hoor maar hulle verstaan nie. And unto them is fulfilled the prophecy of Isaiah. Hier sê hy reguit vir jou, hier op hulle is die vervulling van Jesaja 6. Jy kan eintlik Jesaja 6 hier insit, want hierdie eerste vers is 'n verwysing na Jesaja 6. Maar natuurlik, Joshua se tyd was daar nie hoofstukke gewees in die Bybel nie. Dis hoekom hy sê net Jesaja, which says, by hearing you shall hear and shall not in wise understand, and seeing you shall see and shall in no wise perceive. Hier sê hy, hierdie wat ek vir julle gelees het van die vernietiging van die stede en die mense wat doodgemaak word en geoordeel word en die land wat desolate en waste word, Joshua sê eintlik, dit gaan net so vervul met die mense met wie hy daar praat. Hierdie is nog 'n bewys dat hierdie eindtye, hierdie groot verdrukking, profesie is vervul in sy disippels se generasie. Hier sê ek, en net soos hierdie woorde van Joshua vervul is in die mense van sy tyd, so het ook die res van hierdie profesie vervul in daardie selfde generasie. Hierdie oordeele wat hy hiervan praat, until the cities be wasted without inhabitants and houses without man and the land become utterly waste, presies net so het gebeur toe Rome Juda geoordeel het. Hulle vernietig het al die omringende of al die stede rondom Jerusalem ook, het hulle ook afgebrand en vernietig. And Yahuwah have removed men far away and forsaken places, and the forsaken places be many in the midst of the land. Net so het dit gebeur. Net so is dit vervul in rondom 70 na Christus. Then one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden bowls full of the wrath of Elohim who lives forever and ever. Hierdie 7 bakke is vermoedelik dieselfde goue bakke wat in Openbaring 5 vers 8 beskryf word, wat die gebede van die heiliges bevat. Dit is gebede vir wraak. En soos in die volgende hoofstuk gesien sal word, lei elke bak tot 'n ander plaag. Hierdie plaag herinner mens aan Deuteronomium 28 vers 60. Hier het Jahoua Israel met die plaag van Egipte gedreig as straf vir hulle ongehoorsaamheid aan sy gebooie. Om getrou te bly aan hierdie belofte, boots elk van die 7 plaag van Openbaring 16 'n ander plaag van Exodus na. Johannes beskryf hierdie plaag in die volgende hoofstuk. Ja, Joshua het geprofeteer deur Moses dat hy gaan die volk dieselfde plaag laat op hulle kom as hulle sy gebooie ongehoorsaam is, as wat hy toegelaat het om te kom op Egipte, op die Egiptenare. En julle sal sien die koneksies tussen hierdie plaag van Egipte en die 7 plaag wat genoem word in hoofstuk 16.
The temple was filled with the smoke from the glory of Elohim and from his power, and no one was able to enter the temple till the 7 plagues of the 7 angels were completed. En dis die einde van hierdie hoofstuk, mense. Volgende sal ons aangaan met hoofstuk 17. Maar soos julle kan sien, hierdie het vervul, hierdie is vervul in die disippels se generasie. Ek het hier in hierdie hoofstuk vir julle weer eens gewys, die konneksie met Jesaja 6 en Matteus 13, waar Yahushua vir ons wys, hierdie goed is vervul in daardie generasie. Dit vervul nie vandag nie. Dit is al reeds vervul, rondom 70 na Christus. Geniet julle dag.